Goeiemôre en weer eens baie welkom saam met ons by ons oggendoordenkingtyd. Dankie dat jy inskakel hier in die koue winter, Julie, skoolvakansietyd. Dis lekker, is 'n voorreg dat soveel mense nog geestelik saamgroei, ook deur die koue wintermaande. Ons praat oor die beginsels, klein beginseltjies, eenvoudige beginseltjies van 'n droomlewe. En ek praat baie oor hoe kry jy die antwoord? Hoe kry jy die balans tussen boldness en wysheid en geloof, maar ook skugterheid en sekerheid? Hoe kry jy dit? Een van die groot antwoorde vir my altyd is die tyd in die Bybel. So Romeine 15:4 sê, ons moet leer uit wat al lank gelede reeds in die skrif opgeteken is. Die standvastigheid en die bemoediging wat die skrif aan ons gee, help ons om aan ons toekomsverwagting te bly vashou. Die toekomsverwagting is daai hoop, daai droom, daai doel. Hy sê die manier hoe jy bly vashou aan God se wil vir jou lewe, is deur Bybel te lees. Hy sê alles is vir ons opgeteken, lank gelede, alles wat gebeur het, is deel van stories wat my en jou standvastig maak, sê hy, en bemoedig. Dis wat ek nodig het. Kan ek sê op 'n daaglikse basis, op 'n weeklikse basis, ek moet standvastigheid hê. Wat sê die Here regtig? Ek moet bemoediging hê. Al gaan ek deur 'n dal van doodskade, moeilike tye, ons sal deur dit kom. Jy het al twee nodig, net die stories van die manne van geloof wat standvastig aangehou het, die bemoediging dat God getrou is. Waar kry jy dit? Net in die Bybel. Nie net in 'n Sondagpreekie, nie net in 'n 3 minute oordeenking nie. Jy moet self gaan sit met die Bybel en lees. En dit sal jou help om by jou toekomsverwagting uit te kom. Kom ek bid dit vir jou saam. Hemelse Vader, help ons om liewer en liewer en liewer te word vir die Bybel. Here, dis nie net 'n godsdiensboek nie. Dis nie net 'n tradisie nie. Dis nie net 'n skuldgevoel, hoe baie lees ek Bybel nie. Die Bybel is inspirerend, opbouend, dis kragtig, dis lewendig. Die Bybel kan dinge in my lewe losmaak, drome prikkel, prentjies, visioene, en Here, alles ontplof eintlik as ek begin speel in my Bybel. En daarom bid ek dit nou vir myself en vir elke luisteraar. 'n nuwe liefde vir lees, 'n nuwe liefde vir Bybel lees, Here, dat ons sal uitkom by ons toekomsverwagting deur alles wat vir ons opgeskryf is. Dankie daarvoor, Here, in Jesus naam. Amen. Dankie liewe vriende, ek sien jou weer môre. Trots geborg deur Evergreen Turf.